Geliefdes, kom ons word vir 'n oomblik stil in gebed. Aan die einde van die stilte tyd sal ek voortgaan met 'n kort gebed, waarna ek dan die toetrede lied sal aanbied. Gee ons geduld, o Heer, om te wag totdat U by ons is. Vind ons U wil en laat ons wil ooreenstem met U wil. Wees U ons krag, wees U ons vrede, wees U ons weg. Ons dank U dat U by ons is. Amen. Ons gaan as toetrede lied van Gesang 179 sing. Al 3 verse, Vader in die hemel, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Jesus Christus, Redder, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Heilige Gees, ons trooster, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Ons sing hierdie lied terwyl U so bly sit. Ek gaan nou sit vir die groeten en seëngroet, en dan sal ek die lofsang aankondig aan die einde van die seëngroet. Nou net eers Gesang 179, al 3 verse sing. Here het gesê, soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand. Geliefdes, vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou as lofsang sing van Gesang 190, vers 1 en 3. Ons sing hierdie lied staande, waarna u weer die sitplek kan inneem. 190 vers 1 en 3. En terwyl ons hierdie lied sing, gaan ek vra dat al die kinders na vore kom en hier voor die preekstoel vir die tafel kom sit, dat ons aan die einde van die lofsang ook die kinderfokus oomblik hanteer. Nou eers staan ek Gesang 190 en die kinders kom vorentoe terwyl ons sing. Yes,
proef so gereeld, broers en susters, dat van die kategee in my huis staan, en elke kind gaan dan pakkie klei ontvang en ook papiertjie waar julle dan na die tyd by die huis 'n bietjie kan gesels oor die erediens en die betekenis daarvan. Ek kan vra dat dat jy so lank begin uitdeel, anders gaan ons tyd dalk uithardloop. En dan wil ek nou die kinders hoor, wat kan 'n mens alles met klei doen? Ons kan potte maak, goed. Wat doen julle nog met klei? Speel julle daarmee? As 'n mens klein is, dan speel jy met klei. Nee, eintlik kan 'n mens klei vorm om enige iets te maak. As die klei in jou hand is, bepaal jy wat met die klei gaan gebeur. En bepaal jy ook watter vorm hierdie klei uiteindelik gaan aanneem. In die Bybel leer vir ons dat ons soos klei in God se hande is. God vorm ons op verskillende maniere. In die eerste plek het God ons geskep, ons as mense aan mekaar gesit. God vorm ons in die tweede plek ook deur dinge wat met ons gebeur in ons lewens. En uiteindelik vorm die Here ons om te wees en te word soos hy wil hê ons moet wees. En nou gaan ek vir Heinrich vra om vir ons 'n demonstrasie te doen van die manier hoe God ons vorm. Julle kan nou maar hier kyk, dit is vreeslik interessant as ons nou na die pakkies uitdeel, maar kyk vir 'n oomblik hier na die demonstrasie, anders gaan julle nou alles mis. Stel jou voor, jy is die papier wat daar in Heinrich se hand is. En die blikkie koeldrank is die lewe. Al die bekommernisse, die werk, die hartseer en die swaar kry wat met ons gebeur. Partykeer voel die lewe vir ons te swaar. As dit op ons druk, wat gebeur? Dit val, ons vou, net soos daardie papier. Maar wanneer ons kinders van God is, kan God die dinge van die lewe gebruik om ons te vorm. En kyk net wat gebeur nou met die papier, soos wat hy gevorm word. Ons word gevou en gevorm, dinge gebeur, en uiteindelik, wanneer die Here die dinge wat met ons gebeur gebruik om ons te vorm, kan die swaar laste van die lewe maar kom. En wat gebeur dan? Ons vou nie, ons val nie daaronder nie, want die Here gee vir ons die krag om dit wat met ons gebeur te dra, sonder dat ons vou en val. En op hierdie manier vorm die Here ons, reg deur ons lewe, gee hy vir ons die moed en die krag om ons laste te kan dra. En wanneer julle dan hierdie stukkie klei huis toe vat, wanneer julle daardie aktiwiteit by die huis gaan doen, dink daaraan hoe die Here ons vorm, sodat ons sy kinders kan wees, en sodat ons die krag kan hê om al die dinge van die lewe te hanteer en staande te bly op die einde. As almal dan 'n papiertjie ontvang het en 'n stukkie klei, gaan ons nou sing van Gesang 543, al 3 verse. En terwyl ons sing, kan julle weer teruggaan na julle sitplekke toe, maar luister ook na die woorde, soos wat ons sing. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. En dan die refrein wat sê, O Jesus, neem my, O Jesus, lei my, O Jesus, sterk my, en vorm my tot U eer. Ons gaan hierdie lied staande sing, en dan terwyl ons sing, kan die kinders weer teruggaan na hulle sitplekke. Yeah.
Ons lees vanoggend saam uit Romeine hoofstuk 9, Paulus se brief aan die gelowiges in Rome hoofstuk 9 vanaf vers 19 tot en met vers 29, Romeine 9. Opskrif by hierdie gedeelte is die oordeel en genade van God. Ons luister na die woord van die Here in Romeine 9. Nou sal jy vir my sê, maar waarom verwyk hy ons dan nog? Wie kan tog teen sy wil ingaan? Mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? En as God dieselfde wou doen, hy wou sy toorn laat sien en sy mag bekend maak. Daarom het hy die voorwerpe van sy toorn, die mense wat reg was om verdelg te word, met groot geduld verdra. So sou hy ook die rykdom van sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming. Die mense wat hy van tevore voorberei het om aan sy heerlikheid deel te hê. En onder hulle is ook ons, wat hy nie net uit die Jode nie, maar ook uit die ander nasies geroep het. So sê hy dan ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. En haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees. En in plaas daarvan dat vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees. En Jesaja roep van Israel dit uit, al was die Israeliete so baie soos die sand van die see, net die handjievol wat oorbly, sal gered word. Want die Here gaan eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel. So het Jesaja trouwens al vroeger gesê, as die Here die Almagtige nie vir ons 'n klompie laat oorbly het nie, soos met Sodom sou dit met ons gegaan het. Soos Gomorra sou ons uitgewis gewees het. Hier eindig ons skriflesing. Bevoorreg is ons wanneer ons die woord van God hoor en daarvolgens gaan lewe. Ons gaan nou saam bid en aan die einde van die gebed sing ons Gesang 442, albei die verse, terwyl u bly sit. Gesang 442 aan die einde van die gebed. Liefdes, kom ons bid nou saam. Here ons God, u die almagtige skepper van hemel en aarde, u die een wat ons gevorm het, ons in die moederskoot aan mekaar geweef het, wat die lewe aan ons gegee het en oor ons lewe beskik. Ja, vir u aanbid ons. Voor u buig ons in nederige afhanklikheid. Ons besef, o Heer, dat ons sondig is, skuldig, dat ons nie lewe volgens u wil nie, maar volgens ons eie wil, dat ons so dikwels vir u wil voorskryf, ons eie pad wil volg. Ja, Here, ons verdien u toorn, u oordeel, u straf, tot in ewigheid. Maar dan lees ons uit u woord. Ons lees in Romeine 9, nie net van u oordeel nie, maar ook van u genade. Ja, dat u in u groot barmhartigheid en ontferming
uitgereik het na ons in ons sonde toestand, in ons verlorenheid. U is die een wat ons daaruit bevry, wat aan ons ook die nuwe lewe skenk. En daarvoor kan ons U maar net nederig dank, o Heer. Ons kan U maar net loof en prys vir U groot goedheid. En wanneer ons dan hier saam is vanoggend as 'n geloofsgemeenskap, as kinders van U, waar ons in die wêreld aan die begin staan van 'n nuwe kwartaal, is ons bede dat U ons ook in hierdie kwartaal sal vorm, dat U ons in U genade sal omvorm, hervorm, om elke dag al hoe meer na U beeld gelyk te word. Open dan so deur U Gees ons harte, ons ore, dat ons sal aanhoor, gehoor sal gee aan dit wat U vanoggend met ons meedeel. Ons bid al hierdie dinge in die naam van die Here Jesus ons Verlosser. Maar ons bid dit ook in die naam van die Heilige Gees wat in ons woon, wat lewend maak. Ja, ons bede is Gees van God wat lewend maak. Vorm ons tot U eer. Amen. Preeklied kom uit Psalm 528, waar ons ook al die verse saam sing aan die einde van die preek. Psalm 528. Geliefde gemeente, het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak. Die hoofsanger van die musiekgroep U2 reflekteer in sy autobiografie oor die rol wat mense se besluite kan speel om die wêreld te verander. Hy skryf onder andere: ons kan ons eie werklikheid en die van ander mense verander. Ons hoef nie vas te val in die vorms waarin die wêreld ons. Die wêreld is meer vloeibaar en smeebaar as wat ons besef. En dinge hoef nie te wees soos wat dit is nie. Die wêreld is van klei gemaak en kan telkens in 'n nuwe vorm gesnee word. Die wêreld is van klei gemaak.
Ons is eintlik oorbekend met die pottebakker klei beeld wat die Bybel gebruik wanneer daar gepraat word oor God se verhouding met die volk Israel. Dit is veral die Ou Testamentiese profete wat hierdie metafoor gebruik om aan te dui dat die Here die een is wat Israel geskep en gevorm het. Die een wat hulle lewe en hulle geskiedenis in sy hand hou. Van keer op keer het Israel God se handelinge as pottebakker bevraagteken. In 'n ommekeer van hierdie beeld, vra die potte oor die werk van die pottebakker. En keer op keer herinner die Here die volk daaraan dat hy in sy goddelike vryheid wilsbesluite neem wat ver bokant hulle begrip is, maar altyd in hulle belang. Is die wêreld van klei gemaak? Soos die volk en hulle verhouding met die Here bevraagteken ons ook maar die pottebakker wanneer ons nie die beloop van die lewe of die wêreld se breedheid verstaan. Oorweldig deur magte buite ons beheer, begin ons naderhand glo dat die wêreld beheer word deur hierdie magte. Ons begin glo dat die wêreld nie kan verander nie. En dan gebeur een van twee dinge. Aan die een kant verval party mense in 'n fatalistiese ingesteldheid teenoor die lewe. Dit beteken dat hulle glo die wêreld kan nie verander nie. Ons kan ook niks verander aan ons omstandighede nie, aan dit wat met ons gebeur. Dit is 'n fatalistiese houding. Dit doen mense hulle poging om sin te maak van die donker en die negatiewe dele van hierdie wêreld. 'n Tweede ding wat gebeur aan die ander kant is dat mense in 'n gemaksone kan verval. Sommige mense, veral die wat voordeel trek uit die wêreld se sisteme, is bang of voel bedreig deur verandering en wil daarom nie hê dat die wêreld en die bekende daarvan moet verander. Maar gaan kyk ons na die Bybel, sien ons dat die boodskap van die evangelie nie 'n fatalistiese boodskap is. 'n Boodskap waar alles maar is en niks kan verander. Die Bybel se boodskap is ook nie 'n statiese boodskap nie. Nee, reeds in Genesis 1 en 2 lees ons dat God die wêreld en die mens vorm, soos 'n pottebakker iets uit klei vorm. Maar hierdie mens en hierdie wêreld wat God so kunstig, so meesterlik aan mekaar gesit het, gevorm het, word God voorlang deur die sonde misvorm. Die verslag deur die Bybelse verhaal is voorts die belofte van God, dat hy die wêreld en die mens weer sal vorm, sal vorm, nuut sal maak. Ja, ten spyte van die mens se fatalistiese houding en weerstand teen verandering, kan die mens en die wêreld verander. En laat die Here dit ook verander in en deur Jesus Christus. Wanneer Paulus oor God se vorming en hervorming van die wêreld praat, neem hy hierdie pottebakker klei beeld uit die Ou Testament voor. En Paulus pas dit toe op God se nuwe skepping in en deur Jesus Christus. Hy sê dat God in Christus mense vanuit alle nasies gekies het om gered te word. Deur die verlossing in Christus het God die wêreld nuut gevorm.
En so verstaan ons dan ook Romeine hoofstuk 9, wat een van die moeilike hoofstukke in die Bybel is, binne hierdie groter gesprek van die redding wat God deur Christus bied, nie net vir Jode nie, maar ook vir nie-Jode, vir die heidene nasies. Paulus se verkondiging van die evangelie aan die heidene nasies het die Joodse gelowiges van sy tyd ontstel. Die gelowiges wat vanuit die Jodendom na die Christendom oorgekom het. Want die Jode het van die beginsel uitgegaan dat hulle die uitverkore volk van God was, op grond van die verbond wat die Here in die Ou Testament met die etniese volk van Israel gesluit het. Dit was vir hulle die onveranderlike waarheid van hulle geloof. Maar Paulus, hy verstaan God se genadige werking in die wêreld anders. In Christus is God se verbond uitgebrei na alle nasies. Redding is daarom nie meer beperk tot die etniese Jode nie, maar is bestem vir almal wat in Jesus Christus as verlosser glo. Dit is nou nie meer bloot 'n generasionele verbond nie, maar 'n geloofsverbond. Ja, God het in sy groot genade die reëls van die spel verander, sodat alle mense, die ganse wêreld, gered kan wees. Maar die Joodse gelowiges van Paulus se tyd het hierdie wilsbesluit van die Here bevraagteken. Weereens 'n geval van die potte wat die pottebakker se handewerk ondermyn. Daarom dat Paulus in ons skrifgedeelte vra, het die pottebakker dan nie die reg om met die klei te maak wat hy wil nie? Het die pottebakker nie in sy genadige handeling die reg om te red wie hy wil? Het die pottebakker nie die reg om die verloop van die geskiedenis en die werking van die wêreld te verander nie? Hy is immers die skepper, verlosser en onderhouer van die wêreld. Die een wat oor die ganse heelal regeer. Wie is ons dan, broers en susters, om die pottebakker se handelinge te bevraagteken? Ons, die potte, wat nie eers die werking van die wêreld ten volle kan begryp. Wie is ons dan om te dink dat die wêreld nie kan verander nie? Ons, die potte, wat self nie wil verander nie. Wie is ons dan om ons nie te onderwerp aan die wilsbesluite van die pottebakker? Ons, die potte, wat hy voorwerpe van sy ontferming maak. Ja, vir ons het hierdie pottebakker God laat voorbly. Vir ons het hy deur geloof geroep om deel te wees van sy volk, om sy geliefde te wees. Ten spyte van ons onkunde, wanbegrip en misvormde pokwees, is ons steeds voorwerpe van God se ontferming. En hierdie besef stem ons tot dankbaarheid, tot aktiewe gelowig wees, tot deelname aan die verandering wat God in die wêreld bewerk. Daarom is Romeine 9 nie net 'n vermaaning dat ons sal berus by die pottebakker God se almagtige wilsbesluite nie. Die Romeine 9 is terselfdertyd 'n uitnodiging om ons potterrol binne hierdie groter werking van die pottebakker te vervul. Want u sien, geliefdes, die wyse waarop God in die wêreld betrokke is 'n tweekantige muntstuk.
God werk in die wêreld deur sy wilsbesluite, deur sy woord en gees. God bepaal die gang van die wêreld binne sy toelatende wil. En hierdie ingrypende betrokkenheid van God in die wêreld is dikwels onbegryplik vir ons. Maar God werk gelukkig nie net bo en buite mense om nie. Nee, terselfdertyd werk God ook in die wêreld, in en deur ons harte, ons hande, ons woorde. Deur sy kinders en sy kerk is God steeds besig om hierdie misvormde wêreld nuut te vorm. En daarom het die keuses wat ons maak 'n invloed op die wêreld rondom ons en die mense rondom ons. Nee, ons kan nie eensklaps die hele wêreld verander na ons goeddinke nie, maar ons kan begin deur die wêreld binne ons, harte en gesindhede te verander. Ons kan begin deur die donker, stikkende, hooplose wêreld te verruil vir God se wêreld, sy koninkryk van lig en lewe en hoop. Hoe doen ons dit? Hoe ruil ons wêrelde? Ons doen dit wanneer ons toelaat dat die pottebakker God deur sy gees in ons werk en ons vorm. En wanneer ons dan so spreekwoordelik wêrelde ruil, verander ons perspektief van 'n onveranderlike, onomkeerbare uitkyk op die wêreld na 'n uitkyk wat vol moontlikhede, nuwe geleenthede en redding is. In so 'n wêreld, beheer deur die pottebakker, is ons bede: leer my u wil, Heer. U doel met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil, wat op u vertrou ek, nederig staan. Amen. Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.
Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof terwyl ons net so bly sit, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, wat van waar is wat kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet uitleef. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n afbeeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hul voorvaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000de geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag geen werk gedoen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige ander dier of vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê. En sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige ander wat aan hom behoort nie. Dit is vir ons elke saam. Ons dank U, o lewende God, pottebakker God, dat U die pottebakker is en ons die klei, dat U ons vorm, ons nuut maak in Jesus Christus. Ja, dat U, Here, vir ons 'n nuwe lewe skenk, onmoontlikhede en geleenthede, 'n lewe waarin ons U kan eer, waarin ons U kan verheerlik. Ja, Here, ons verstaan nie altyd die gang van die wêreld nie, maar ons stel ons vertroue in U, want U is uiteindelik die een wat regeer, een wat steeds op pad is met U wêreld. Wil U ons so lei, o Heer, dat ons rol vervul binne hierdie groter skema. Ja, laat ons onsself bereid stel, onsself beskikbaar stel, om volgens U wil te leef, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak deur ons woorde en ons dade. Wil U ons so lei deur U Gees, o Heer, dat die gesindheid in ons hart
op U gerig is. Ja, dat die gesindheid van ons hart so ingestel is, dat ons uit liefde teenoor U en ons medemens sal dele elke dag. Laat ons berus in U wilsbesluite, laat ons onderwerp aan U, maar laat ons oor ons verantwoordelikheid nakom in hierdie wêreld. Ons bid dan so vir ons gemeente, vir elke lidmaat, elke gesin, vir elke kind. Ons dra elkeen aan U op, daar waar ons by die skool en by die werk is, waar ons daar ook ons geloof moet uitleef. Ons vra dat U ons naby sal wees in hartseer en moeilike tye, dat U sal dra en troos en krag gee. Ons dank U dat ons vertroue op U kan stel, omdat ons weet U is die een wat beskik. U is die een wat verlos. U is die een wat deur U Gees, deur U woord, kerk en die wêreld regeer. Bid dit alles in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. In dankbaarheid en afhanklikheid. Amen. Ons gaan die slotte sin van Psalm 504, die eerste en die laaste vers daar, vers 1 en 5. En dan aan die einde van die seën gaan ons wegsending lied sing, waarin ons lewe aan die Here wy. Psalm 308 is na die seën, vers 1, 2 en 5 daar. Neem my lewe, laat dit deur U gewy wees meer en meer. Neem my hande, maak ons sterk, dienstbaar in U goeie werk. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Dit is die lied en die woorde waarmee ons dan ook vanoggend hier vandaan verder gaan. Geloof tot eer van die Here in die wêreld gaan uitleef. Eers Psalm 504 vers 1 en 5 en dan 308 1, 2 en 5. Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.